Soos gewoonlik lees ons vroeg in die môre 'n gedeelte uit die Ou Testament. Vanmôre uit Eksodus hoofstuk 8 vanaf vers 1. Die opskrif is die tweede plaag, paddas. Daarna sê die Here vir Moses: "Gaan sê vir die Farao, so sê die Here, laat my volk gaan om my te dien. As jy weier om hulle te laat gaan, sal ek jou hele gebied met 'n paddaplaag tref. Die Nyl sal wemel van die paddas. Hulle sal uitspring en in jou paleis kom, in jou slaapkamer, in jou bed, in jou amptenare se huise, tussen jou mense, in jou bakoonde en in jou skottels. Die paddas sal op jou en op jou mense en al die amptenare spring." Verder sê die Here vir Moses: "Sê vir Aaron, swaai jou kierie oor die kanale, riviere en morasse, laat daar paddas kom oor Egipte." Aaron swaai toe sy kierie oor al die water van Egipte en toe kom die paddas. Egipte was oortrek van hulle. Tog het die towenaars met al hulle towerkunste dieselfde gedoen en ook paddas oor Egipte laat kom. Hierna roep die Farao vir Moses en Aaron en sê: "Julle moet die Here bid dat hy die paddas van my en my mense af wegvat. Dan sal ek die volk laat gaan, dat hulle vir die Here kan gaan offer." Moses antwoord toe en sê: "Soos dit u majesteit behaag. Wanneer sal ek vir u amptenare en die mense bid, dat die paddas heeltemal van een huis af weggevat moet word, en daar net in die Nyl nog van hulle sal oorbly?" En die Farao antwoord: "Doen dit asseblief môre." Toe sê Moses: "Goed, dan sal jy besef, daar is geen God soos die God van ons Here nie. Die paddas sal van jou weggevat word, van die huise, amptenare, van die mense af, net in die Nyl sal er nog paddas oorbly." Moses en Aaron het van die Farao af weggegaan en Moses het die Here aangeroep oor die paddas wat hy oor die Farao gebring het. Die Here het gedoen wat Moses gevra het en die paddas het gevrek in die huise en die binneplaas op die lande. Mense het dit hope bymekaar gemaak en in die land het dit daarvan gestink. Maar toe die Farao sien dat daar verligting gekom het, het hy weer onversetlik geword. Hy het aan Moses hulle se versoek gehoor gegee nie, soos die Here vooraf gesê het. Vers 16. Derde plaag, muggies. Daarna het die Here vir Moses gesê: "Sê vir Aaron, swaai jou kierie en slaan op die grond, dat daar muggies oor die hele Egipte kom." Hulle het toe so gemaak. Aaron het die kierie geswaai en op die grond geslaan, en mens en dier was oortrek van die muggies. In die hele Egipte het elke krieseltjie stof 'n muggie geword. Die towenaars het dieselfde probeer doen met hulle towerkunste, die keer om muggies voor te bring, maar hulle kon nie. Mens en dier was oortrek van die muggies. Toe sê die towenaars vir die Farao: "Dit is die vinger van God." Maar die Farao het koppig gebly. Hy het nie aan Moses hulle se versoek gehoor gegee nie, net soos die Here vooraf gesê het. Hierdie gedeelte dan oor die tweede en die derde plaag. Die eerste van die twee was dan paddas, die tweede plaag, en muggies, die derde plaag. En tog elke keer bly die Farao onversetlik, net soos die Here gesê het. Hierdie gedeelte dan uit Eksodus hoofstuk 8 vanaf vers 1 tot by vers 19 in die 83 vertaling.